Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag 28 Mei 2025 en ek wil vertrou dat julle 'n wonderlike week beleef het tot nou toe. Ons lees hierdie week uit Handelinge 1 en vandag vers 7 en vers 8. Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." Hierdie is eintlik 'n baie besonderse gedeelte, omdat dit 'n belofte inhou. Julle sal krag ontvang. Dis nie asof daar een of ander voorwaarde gestel word en dan op watter mate en hoe baie of hoe min van hierdie krag ontvang sou word nie. Interessant as mens na die woord kyk wat hier staan, die woord is dynamos. En dis bietjie iets anders. Ons verstaan baie keer van as ek krag wil hê, sou ek 'n skakelaar kon aanskakel en ek kan half inskakel by die krag wat reeds beskikbaar is. Terwyl die woord wat hier gebruik word, sê eintlik dat die krag binne jou opgewek sal word. Maar dis nie asof dit vanuit jouself gaan kom nie. Natuurlik interessant, die grondwoord hiervan dunamis is ook die woord waar dinamiet vandaan kom, nee, explosive power. God het vir ons die krag gegee. En God se krag is oorvloedig, meer as wat ons nodig het, maar dit word binne in jou opgewek, sodat God dit kan gebruik vir sy doel. So, as ons hierdie gedeelte lees, moet ons mooi hoor wat hier staan. Julle sal krag ontvang, dit sal in julle opgewek word, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, God is in staat om buitengewoon groter dinge te doen as wat ons kan vra of dink volgens die krag wat in ons werk, Efesiërs 3 vers 20. En die krag was deur God se Heilige Gees, wanneer die krag van die Gees oor jou sal kom. Uiteraard het hierdie vers in die kerk al baie verskillende betekenisse vir mense gehad, en ook, wil mens amper sê, skeuring tussen mense veroorsaak, oor hoe danig hierdie krag in ons sal werk. En dit sou onnodig wees om, amper wil ek sê, kontroversieel oor hierdie vers te dink. As die Heilige Gees oor jou kom, dan kom dit nie vanuit jou nie. So dit word binne in jou geplaas, maar dit is nie iets wat natuurlik binne in jou is nie. En daarom kan ons nie as ware aanspraak maak dat jy dit doodgewoon het van die begin af nie. Ja, Jesus Christus het gesê, die Heilige Gees gaan binne in ons kom woon. Dit is sy adres, jou naam, jy. Daarom is dit binne in jou. Dit is wat hy gesê het. Maar hoe kom dit binne in ons? Dit is as ware nie natuurlik binne in ons nie. Dis hy wat dit skenk. Dis dan hy wat hierdie krag binne in jou opwek. En omdat ons vir hom lief het, omdat hy 'n verskil in ons lewens maak, daarom kan ons getuies wees in Jerusalem, hele Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Of ons sou kon sê, as ons dit wil baie plaaslik maak, hier waar ons woon, Montana, Sinnewil, hierdie gedeelte, miskien die groter Pretoria, dalk Gauteng dan, en Suid-Afrika, en dan kan ons dit verder vat, Afrika, en die hele wêreld. Ons het nie net die versekering van die Heilige Gees op ons nie, maar ons het ook Christus in ons. Want hy het gesê, Matteus 28 vers 20, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Hoe doen hy dit? Deur die Heilige Gees. So wat het ons meer nodig as Christus se versekering van sy teenwoordigheid saam met sy Heilige Gees? En dit wek die krag in ons op. En natuurlik was hierdie krag
wat so sterk na vore kom, ook die krag wat Jesus opgewek het. En daarom is ons eintlik kragstasies, waar krag opgewek word. En moet ons nie skaam wees om getuies te wees nie. Mag hierdie vers nie verdeeldheid bring nie, maar eerder eenheid onder ons mense. Here, dankie dat U ons kies om binne ons te kom woon deur die Heilige Gees. Dankie dat U krag in ons laat opwek om 'n verskil te maak in die wêreld waarin ons lewe en werk. Mag ons dit nooit vergeet nie, maar U toelaat om deur ons te werk. Amen.